In hierdie video gaan ons kyk na Venn-diagramme. In die vorige video het ons gekyk na eenvoudige gebeurtenisse, byvoorbeeld die trek van 'n kaart uit 'n pak kaarte. Wanneer meer as een eenvoudige gebeurtenis in ag geneem word, word dit saamgestelde gebeurtenisse genoem. Om die berekeninge vir saamgestelde gebeurtenisse te vergemaklik, kan jy gebruik maak van verskillende diagramme. In graad 9 het jy gekyk na 'n boomdiagram en 'n twee-rigting tabel, en nou gaan ons kyk na Venn-diagramme. Vir 'n Venn-diagram begin ons met 'n reghoek en binne in die reghoek is die hele steekproefruimte, dus al die moontlike uitkomste. In hierdie reghoek dui ons dan met sirkels die verskillende gebeurtenisse aan waarin ons belangstel. Kom ons veronderstel ons steekproefruimte is alle graad 10 leerders. En hier kyk ons na twee vakke, lewenswetenskappe en rekeningkunde. In hierdie geval gaan daar leerders wees wat net lewenswetenskappe neem en leerders wat net rekeningkunde neem. Maar daar is ook leerders wat albei neem en daarom gaan die sirkels mekaar sny. Dan is daar ook natuurlik die moontlikheid dat daar leerders is wat nie een van die twee vakke neem nie en hulle sal buite die sirkels maar steeds in die reghoek lê. Die inligting in 'n Venn-diagram kan op 3 verskillende maniere aangedui word. Eerstens kan die werklike uitkomste aangedui word. In ons voorbeeld se geval sal dit beteken dat elke leerder se naam in die Venn-diagram verskyn. Hoe meer leerders daar is, hoe minder sinvol sal hierdie metode wees. Die tweede opsie is om die aantal uitkomste aan te dui. In die voorbeeld het ons dan 'n groep van 150 leerders, waarvan 60 slegs lewenswetenskappe neem, 50 slegs rekeningkunde en 15 albei hierdie vakke. Daar is ook 25 leerders wat nie een van die vakke neem nie. Die derde opsie is om die waarskynlikhede aan te dui. In hierdie voorbeeld se geval is die waarskynlikheid om 'n leerder te kies wat slegs lewenswetenskappe neem 0,4, slegs rekeningkunde 0,35, die wat albei vakke neem 0,1 en die wat nie een van die vakke neem nie 0,15. Onthou dan ook dat 'n waarskynlikheid altyd moet optel tot 1 en as ons al 4 hierdie breuke bymekaar tel, vorm ons steekproefruimte se waarskynlikheid wel 1. Voorbeeld 1. Die letters van die woord dangerous word op kaartjies geskryf en in 'n hoed geplaas. Een kaartjie word willekeurig uit die hoed getrek. Laat A die gebeurtenis wees dat 'n klinker uit die hoed getrek word en B die gebeurtenis 'n konsonant. Vraag A. Skryf die versameling A neer. Om die versameling A neer te skryf, beteken jy moet al die moontlike uitkomste wat in A sal lê, lys. Wanneer jy items of uitkomste lys, gaan jy krulhakkies gebruik. Gebeurtenis A is al die klinkers. Klinkers is A, E, I, O en I, en in ons woord het ons 'n A, 'n E, 'n O en 'n I. Dus wanneer ons die versameling gaan lys, het ons A, E, O en I in ons lys. Vraag B. Gee N van B. Hier moet jy weet dat N die simbool is vir die aantal uitkomste in gebeurtenis B. Gebeurtenis B is om 'n konsonant te trek en daarvoor het ons D, A, E, R en S. Hier is dus 5 uitkomste in B. Vraag C. Teken 'n Venn-diagram om die aantal uitkomste van A en B voor te stel. In ons Venn-diagram gaan daar 2 sirkels wees, want daar is 2 gebeurtenisse. Hierdie 2 sirkels gaan mekaar nie sny nie, want daar is geen klinker wat ook 'n konsonant kan wees nie. Ons is gevra om in die Venn-diagram die aantal uitkomste voor te stel. In die woord dangerous is daar 9 letters en daar is dus 9 uitkomste in die steekproef. Gebeurtenis A is al die klinkers en ons het reeds gesien dat daar 4 klinkers in die woord dangerous is en in vraag B het ons reeds gesê dat daar 5 uitkomste is om 'n konsonant uit te haal. Die uitkomste van A en B saam
maak die 9 uitkomste van die steekproef op en daar is dus geen moontlikhede wat buite hierdie 2 gebeurtenisse val nie. Vraag D. Gee die waarskynlikheid om 'n letter uit gebeurtenis A te kies. Dit is al die klinkers en ons het nou reeds gesê dat daar 4 uit die totaal van 9 klinkers is. Voorbeeld 2. In 'n opname wat by die skool gedoen is gevind dat uit 180 dogters 90 dogters netbal speel, 65 dogters slegs hokkie speel en 15 dogters hokkie en netbal speel. Stel die inligting in 'n Venn-diagram voor met gebeurtenis A netbal en gebeurtenis B hokkie. Hier gaan ons weer 2 sirkels hê want daar is 2 gebeurtenisse. Maar hierdie keer gaan die 2 sirkels moet oorvleuel omdat daar 15 dogters is wat hokkie en netbal speel. Die hele steekproefruimte bevat 180 dogters. Wanneer jy 'n Venn-diagram teken met sirkels wat oorvleuel, is dit baie belangrik om te begin by daardie oorvleueling. So ons gaan begin deur te sê daar is 15 leerders wat beide hokkie en netbal speel. Van hierdie oorvleueling af werk ons dan buitentoe. Die res van die inligting is dat 90 dogters netbal speel. Dit is baie belangrik om daarop te let dat hier nie staan slegs netbal nie. Hierdie 90 dogters moet dan die hele sirkel vir gebeurtenis A verteenwoordig. Van daardie 90 is daar reeds 15 wat hokkie en netbal speel en daarom bly daar 75 oor wat net netbal speel. Dan is daar genoem dat 65 dogters slegs hokkie speel. Hierdie sluit dus nie die in wat hokkie en netbal speel nie en die 65 verteenwoordig dan die deel van die sirkel wat net vir hokkie is. Omdat die steekproefruimte uit 180 leerders bestaan, moet ons nou besef op die oomblik, as ons al hierdie waardes bymekaar tel, het ons nog net 155 leerders. Die laaste 25 leerders speel dan nie netbal of hokkie nie. Vraag B. Bepaal die waarskynlikheid dat 'n dogter wat willekeurig gekies word, nie netbal of hokkie speel nie. Hier gaan die Venn-diagram nou baie handig te pas kom, want ons weet reeds dat daar 25 dogters uit die totaal van 180 is, wat nie een van die 2 sportsoorte speel nie. Vereenvoudig is dit dan 'n waarskynlikheid van 5 op 36.